Pastor Christo, die Christelike neem. Ek weet, dit was so lekker gewees om te kan sing, touching Jesus is all that matters. Ja, soos wat Pastor Christo gesê het, Ja. dat die dood is baie naby. Ja, Jy is vandag hier, oor 'n uur, is jy nie meer hier nie. Ons weet nie wat ons pad vir ons inhou nie. En jy weet, baie mense is nog steeds geneig om te beplan. Ek sê nie, daar's fout daarmee nie. Is goed om te beplan, is goed om jou pad te beplan. Ek wil vanoggend vir julle sê, God bepaal jou rigting. Amen. God bepaal jou rigting. En ek wil elkeen ook wat vanoggend aanlyn is, ook baie welkom hier saam met ons. En sê geniet die diens vanoggend saam met ons. Vandag is Vrouedag. Vandag wil ek net met die mammas praat. En die paas moet luister. Vrouedag het ontstaan baie jare terug, toe 20.000 vroue bymekaar gekom het en opgemarseer het na die Unie gebou toe. Want hoekom? Hulle wil ook regte hê. En ek wil vir julle sê, elke vrou het reg. Ja, die Bybel sê vir ons dat wanneer ons in die kerk is, mag 'n vrou nie 'n man verneder nie. 'n Vrou moet swyg, 'n vrou moet stil bly. Bybel sê so. Dit dan nie. Bybel het so gesê. Maar daar's nie fout om by die huis van jou man te sê wat jy wil sê nie. Jy weet wanneer toe ek nog troues gedoen het, en dan staan die paartjie voor my, dan sê ek vir die man, kyk na jou vrou. Dan sê ek, kyk mooi na haar. Sy's pragtig net. Ek wil net vir jou sê, oor 20 jaar gaan sy nie dieselfde lyk nie, dan moet jy nog steeds vir haar kan sê, sy's pragtig. En vanoggend gaan dit oor u as dames, oor u as vrou. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes, dat u as vrou het ook die reg om op te staan vir God se naam. U het ook die reg om op te staan vir alles wat reg is in die oë van die Here. Ek wil vanoggend vir u sê dat die Here het u geskape as moeder, as vrou, om die beste uit jouself uit te kan bring. En dan gaan net ook 'n paar vrouens in die Bybel, wil ek net aanhaal, en dan gaan so 'n bietjie praat daaroor. Jy weet, ja, daar was altyd neergesien op vrouens. Vrouens is niks, hulle moet stil bly, hulle mag niks sê nie. Jy weet, in die vak wat ek aanbied, LO, Pastoor Alet sal saam met my stem, is daar lande wat neersien op vrouens. Die man sit by die huis, die vrouens moet gaan werk, die vrouens moet geld inbring. As 'n babatjie gebore word, en dis 'n vrou, 'n meisie, dan word sy doodgemaak. Of sy word wanvoed. Met ander woorde, hulle gee nie vir haar kos nie, dat sy moet sterf. En dit is wat gebeur in lande. Maar jy sien, die vrouens het opgestaan om te sê, maar ons het ook reg. Ons kan ook, ons sê, daar's niks fout daarmee nie. Maar ek sê nie, ek moet oor die man se kop gaan nie. Hy is nog steeds die hoof van die huis. Soos wat God die hoof van die man is die man ook die hoof van die vrou. Maar daar's niks fout om te kan sê, maar hoor hierso, ek het ook 'n reg nie. Jy weet, as jy mooi gaan kyk in ons sport, hulle het altyd die mans opgehewe. Mans word gesponsor, die rugby word gesponsor. Wat van die arme vrouens? Vroue krieket, vroue netbal, vroue volleybal. Jy hoor niks van hulle nie. Tot die vrou opgestaan en sê, maar ons wil ook 'n reg hê. En ek wil vanoggend vir julle sê, op hierdie Vrouedag, die 9 Augustus, eer ons die krag, moed en waardigheid van vroue. Nie net in ons geskiedenis nie, maar ook in ons geloof. Jy sien, dit was in die geskiedenis gewees, maar ons moet ook die vroue in ons geloof kan eer en kan respekteer. Ek wil vanoggend vir sê, die vrou moet gerespekteer word. Die vrou is net daar so om rondgesjant te raak,
om rondgeslaan te word, om geskel te word nie. Dit wat baie mans dink. Baie mans dink, ja, die vrou is daar, ek trou met die vrou moet alles doen. Ek moet dit agteroor sit, dit werk nie so nie. U wat 'n man is, ek wil jy moet mooi luister, die vrou moet geëer en gerespekteer word. Hoekom sê ek so? Want ons koning van alle konings is deur 'n vrou gebore geword. Ja. En ek eer 'n vrou. Ek respekteer 'n vrou. Maak nie saak wie of wat sy is nie. Maak nie saak hoe sy lyk nie. Maak nie saak of sy ryk of arm is nie. 'n Vrou is daar om gerespekteer te word. In die gedeelte gaan verder, hy sê die Bybel is gevul met verhale van vroue wat, hoewel dikwels oor die hoof gesien, kragtige rolle in God se plan gespeel het. Ek wil vanoggend vir julle sê, ons storie inspireer ons vandag nog en roep vroue om met hul geloof, moed en doel te leef. En ek wil vanoggend vir julle sê, my tema vanoggend is die gebed van 'n vrou. Ek wil vanoggend vir julle sê dat die gebed van 'n moeder dra groot krag. Wanneer 'n moeder begin bid, dan beweeg die aarde. Want God luister na die gebed van 'n moeder. Ek sê nie, my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie dat as 'n man bid, dat die aarde nie gaan beweeg nie. Dat 'n man se gebed nie krag dra nie. Maar ek wil vir julle sê, as 'n vrou bid, moet jy weet dinge gaan gebeur. Ek vat dit so, ek gaan Pastor Christus se voorbeeld gebruik as ek mag, Pastor Christus. Jy weet, hy was 'n rommelmannetjie geweest. Hy was lief vir paartjie. My ouma, sy ma, het baie gebid, sy het by ons ook gebly, sy het baie gebid. Ek sê, Here, red net my seun se siel. Sy is dood. Sy is nie meer met ons nie. Jare daarna, toe red God haar seun se siel. Vandag is hy 'n pastoor, hy het baie talente, en ek wil vir julle sê, dis deur 'n gebed van 'n moeder. Ek wil vanoggend vir julle sê, moenie ophou bid vir jou kinders nie, moenie ophou bid vir jou familie nie. Maak nie saak of God jou nou gaan antwoord, of wanneer jy klaar jou hoof neergelê, daarna sal God nog steeds die gebed verhoor. Jy weet, in die Bybel is daar 'n paar vroue, ek wil 'n paar vroue vir julle noem. Vrou in Genesis was Eva, die eerste vrou. Haar verhaal bevat 'n val, maar ook die belofte van herstel. Jy ken vir Eva. Jy weet, sy het die vrug gevat. Sy het gesê, Sara, 'n vrou van geloof, wat lank moes wag vir God se belofte. Haar lag het 'n blydskap verander toe Isak gebore was. In Genesis 21 vers 6. Sien? Die engel van die Here het gesê, Sara gaan 'n kind hê. Sara was oor 100 jaar oud. Sy het gelag, sy het gedink dit is 'n grap. Sy het gedink dit sal nooit met haar gebeur nie. En wat het gebeur? Sy het 'n kind gekry. Jy sien, daai gelag, daai gespot, het 'n blydskap verander, want God het gesê, jy gaan 'n kind kry. Hagar, 'n slawe vrou, verwerp en alleen, maar God het haar gesien. Sy noem hom El Roi, die God wat my sien. Genesis 16 vers 13. Ek wil vanoggend vir jou as vrou sê, moenie dink dat jy niks werd nie. Moenie dink dat jy moet verneder word nie. Ek wil vir jou sê, God gaan jou verhoog, want jy is spesiaal in die oë van die Here. God sien jou raak. God sien elke traan raak wat jy vanoggend stort. God ken jou hart. God ken jou gedagte. Jy sien die tweede ene, dan ken jy vrouens wat moed het, wat in leierskapposisie staan. Deborah, 'n profeet en 'n regter wat Israel met wysheid en dapperheid gelei het. Esther, 'n koningin wat haar lewe gewaag het om haar volk te red. Jy sien, 'n vrou wat moed gehad het, wat standvastig was, wat gesê het, ek staan, maak nie saak of ek my eie lewe moet verloor nie, maar ek veg vir my familie en vir my vriende se lewe, vir volk se lewe. Jy sien, jy kry vrouens wat dapper is. En ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, dat hierdie vrouens het nie net in battle ingegaan nie. Hulle het nie net oral gaan maak nie. Hulle het nie net gestaan nie. Hulle het gebid en vir die Here gevra, Here, gee my wysheid, gee my leiding, dat ek deur dit kan kom.
Dan kry jy 'n vrou wat geloof het, en wat toewyding het, Rut, 'n Moabitiese vrou, wat buitengewone loyaliteit en nederigheid getoon het, en deel geword het van Jesus se stamboom. Hanna, 'n vrou wat gebed, wat haar begeertes aan God toevertrou en haar seun Samuel aan hom teruggegee het. Jy sien, dit is vroue daardie wat geloof gehad het. Dan kry jy 'n vierde vrou in die lewe van Jesus, Maria, die moeder van Jesus. Haar ja aan God het die verlosser na die wêreld gebring. Maria Magdalena, 'n troue disipel wat die eerste was om die opstanding te sien. Dan kry jy die Samaritaanse vrou. Haar ontmoeting met Jesus het haar hele lewe verander en ook haar dorpie sin. En dan kry jy vroue wat eers in die kerk was. Phoebe, 'n diaken en 'n diensmeisie wat Paulus se brief aan Romeine gedraai het. Priscilla, 'n leermeester en medebedienaar wat ander in die woord onderrig het. Lydia, 'n sakevrou wat haar huis oopgestel het om een van die eerste gemeentes in Europa te help vestig. En ek wil vir julle skrifgedeeltes gee. Toe maar ek preek nog nie. Ek het vir julle 'n paar vroue genoem. Jy sien, so God gebruik vroue om sy woord uit te dra. Ek wil vir julle sê, as God 'n vrou wil gebruik, gaan hy jou gebruik. Maak nie saak wat die wet sê nie, maak nie saak wat die kerk se teologie sê nie, maak nie saak wat hulle wette sê nie. Ek wil vanoggend vir julle sê, luister na God se stem. As God jou as vrou wil gebruik, staan vas. Wees 'n ambasvrou vir die Here en gaan uit en dra die naam en die saak van die Here uit. Want ek wil vir julle sê, geliefde dame, vrou, duisende jare terug, tot vandag, u wat vandag hier so sit, dat God voortdurend deur die mens op aarde geprys word. Jy sien, God prys jou vandag, mamma, moeder, God prys jou, maar hy het jou lief. Hy eer jou vandag. Die Here het die man en vrou saam geskape om aan die aarde te vul. Die een kan nie sonder die ander aanhou leef nie. Ek wil baie keer gehoor dat sê mans, ag wat, ek het 'n vrou nodig hê, ek kan alleen deur die wêreld kom. Dan vra ek vir die man, maar hoe het jy in die wêreld gekom? Jy is gebore deur 'n vrou. So jy het 'n vrou nodig om in die wêreld te kan kom, om kinders te kan baar. Ek vind so 'n vrou kan kinders baar, 'n man kan nie kinders baar nie. So ons het vroue nodig. En ek sê weer, die vrou is nie 'n slaansak nie. Die vrou is nie daar om al die man se nonsens te doen nie. Ek het al gesien dat ek by huise gekom en dan sit die man agteroor. Hy roep hy sy vrou, ek soek hier die mout. Hulle het nie die mout langs hom. Die vrou moet nie die mout in sy hande vir hom gee. Dis ek van Maxie, maar dis jou vrou is nie 'n slaansak nie. Jou vrou is nie daarso om jou te spoil nie. Die Here het 'n vrou gemaak om as 'n hulp vir die man, assistent vir die man, om die man by te staan, om te kan help. Waarom jy alles vir jou rond te dra en rond te gooi nie. Jy sien, die verlosser het self die wêreld binnegekom deur 'n vrou, Maria, die ma van Jesus, wat hom gebaar het. Die krag van die gelowige vrou is ontwyfelbaar. Vroue is geskape na die beeld van God. Ek wil vir julle sê, moeder, u is geskape na die beeld van God. Net soos die man geskape is na die beeld van God, is hy ook geskape na die beeld van God. Luister wat sê Genesis 1:27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskape. Sien, man en vrou. Vroue figure is al sedert die Bybelse tyd van hulle merkwaardige dade en passievolle toewyding aan die Here geëer. Een van die eerste vrou is natuurlik een van die bekendste vroue figure in die Bybel. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, mamma, vrou, God het jou geskep vir 'n doel, om 'n passie te hê en om jou passie uit te lewe. En ek vind so elke vrou het 'n droom. Elke vrou het 'n passie.
Ek wil vanoggend vir julle sê, leef jou passie uit. Leef die droom uit wat die Here vir jou gegee het. Moenie jou droom net 'n droom hê nie. Laat die droom 'n werklikheid raak vir u. Jy sien, 'n vrou is geskape om die man se vernoot te wees en saam met hom die aarde te vul met hulle nageslag. Daar is egter ook vele ander vrouefigure in die Bybel opgeteken. En nou gaan ek stil staan by 'n paar, en ek het net of vir 'n paar genoem. Die eerste een is Deborah, die enigste vroulike regter wat in die Bybel genoem word. Sy het die Israeliete tot oorwinning van die Kanaaniete gelei en dit opgedra tot eer van God se grootheid. Haar storie vertel dat vroue met uitnemendheid kan lei en advies gee. Wie is die beste wat advies kan gee? 'n Vrou. Ek moet pas op wat ek sê. Lag glo. Wie is ons beste leiers? 'n Vrou. Ek is jammer om dit te sê, maar vroue, leiers, is my beter as mans. Hoekom sê ek so? Hoekom sê ek so? Hulle lieg nie. Hoekom sê ek so? 'n Moeder is 'n onderwyser. Sy is 'n verpleegster. Sy is 'n huishulp. Ek kan opnoem en opnoem. Jy sien, en ek kan vir jy sê, 'n vrou kan pyn verduur wat 'n man nie pyn kan verduur nie. As 'n man sy neusloop en maar wil hy weet, vrou, waar is die medisyne? Maar wie is daar vir die vrou? Die vrou moet die kinders leer. Doen die man dit? Die vrou moet die kinders leer. Die vrou moet vinnig hardloop met die medisyne. As die kind geval het, vrou moet skoonmaak. Vrou moet die plaastertjie opsit. Dis kom ek sê, vir my is vroue beter leiers. Kan? Dat hulle moet alles doen. Wie maak huis skoon? Wie moet kos kook? Vrouens doen dit. Ja, mans doen dit ook. Maar wie maak die lekkerste kos? My ouma het altyd die lekkerste kos gemaak. Altyd. Rys, vleis en aardappels en groente. Altyd die lekkerste. My pa het lekker kos gemaak, maar hy het net een keer kos gemaak. Maar my ma elke keer kos moes gemaak het, elke aand. Sy het altyd reg gestaan. Jy weet, my ma moes elke dag moes hy reg staan. My pa se klere moes reg lê op die bed. Skoene moes skoon gemaak gewees het. Tande moes gebaarsel gewees het. Alles moes reg gestaan het. Dis hoekom ek sê dat 'n vrou my beter leier is. Want sy moet reg staan vir alles. Sy moet sorg dat alles vlot loop. Kom ons vat terug. 'n Diensbare vrou wat gekies het om saam met haar skoonma te bly, nadat beide hulle mans oorlede is. Die getroue skoondogter het agtergebly in 'n vreemde land om haar aangetroude familie se mense te ondersteun. Sy is ook die grootouer van koning Dawid. Jy lees dit in Rit 1 vers 16. Rit het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Sien, sy het omgesien na skoon mense. Vandag se tyd werk dit nie meer so nie. As daar skeiding kom tussen man en vrou, ek worry nie oor hulle nie. Ek het niks meer met hulle te doen nie. Maar sien, toe hierdie vrou albei hulle mans dood is, het die skoondogter gesê, maar ek staan by my skoonma. Waar sy gaan, sal ek gaan. Die God wat sy dien, sal ek dien. En ek wil vir julle sê, dit is hoe het moet wees in vandag se tyd. Ons moet mekaar nog steeds ondersteun. Maar sê die mense doen dit nie. Me, myself and I. Ek is vir myself. Ek worry nie oor die volgende persoon nie. Ek worry nie oor die familie nie. Ek worry nie oor my skoonouers nie. Ek wil vir julle sê, ons moet terugkeer en kyk na die vroue van die Bybel. Hoe hulle opgetree het. Esther. Wie was Esther? Sy was 'n Joodse meisie wat deur die Persiese koning Ahasveros
gekies is om sy koningin te word. Wat het sy gedoen? Koningin Ester het haar invloed gebruik om die massamoord van haar eie mense te voorkom. Sy het ontdek dat 'n amptelike wet gemaak is wat 'n spesifieke dag op sy gesit het, waarop alle Jode wat in die Persiese Ryk bly, doodgemaak sou word. Hierdie vredeplan was die werk van 'n man met die naam Haman, die eerste minister. Jy kan dit gaan lees in Ester 3 vers 13 tot 15 en Ester 4, 1 en 5. Ester het haar lewe in gevaar gestel en met die hulp van haar ouer familielid Mordegia het sy die plan aan haar man koning Ahasveros bekend gemaak. Ahasveros het Ester en Mordegai toegelaat om nog 'n wet te maak wat die Jood die reg gegee het om homself te verdedig. Die Jode het hul vyande heeltemal verslaan. Sien, sy het opgestaan. Sy was nie bang gewees nie. Maar ek kan vir sê, voordat sy dit in plek gesit het, het sy eers na God toe gegaan. Sy het gebid en gesê, Here, gee die wysheid, gee die leiding wat ek moet doen. Want sy kan nie toesien dat die Jode doodgemaak moes word nie. Sy het opgestaan, 'n vrou. Wat kan ons by Ester leer? Koningin Ester het 'n uitstekende voorbeeld gestel van dapperheid, nederigheid en beskeidenheid. Ons lees dit in Psalm 31 vers 24 en Filippense 2 vers 3. Al was sy pragtig en het sy 'n hoë posisie gehad, het sy nog altyd vir raad en hulp gevra. Toe sy met haar man gepraat het, was sy taktvol en respekvol, maar nog steeds dapper. Jy sien, ons kan terugskeer na Ester toe. Ons kan kyk hoe Ester opgetree het. Sy het nog steeds na haar man toe gegaan en vir haar man raad gevra. En ek dink, haar man het na God toe gegaan. Omdat God die hoof van die man is. En hy, die antwoord wat hy gekry het by God, het hy teruggegee na sy vrou toe, om die daad verder te kon vat. Sien, sy was dapper gewees. Sy was nie bang nie. En ek wil vanoggend vir jy sê, vrou, moenie bang wees nie. Staan op. Staan op vir God se naam. Dra God se naam uit. Spreuke 31 vers 26. As hy praat, is dit met wysheid. As hy leiding gee, is dit met liefde. Jy sien, ek kyk altyd na my ma. My ma gee altyd wysheid. As ek iets nodig het, dan gaan ek na my ma en ek vra, mamma, help my, ek sit in hierdie situasie. Sien, sy gee wysheid. U as moeder gee wysheid vir die kinders. Die beste van alles is, sy gee leiding met liefde. Sy sal altyd vir die beste leiding gee wat daar is. En ek glo dat Suster Felicia en broer Eddie, met hulle kleinkind, gee altyd leiding met liefde. Gee vir die beste wysheid wat hulle kan gee, sodat daai kind in die beste kan opvoeding kan kry en kan opgroei. En op 'n baie gevaarlike tyd vir die Jode het sy moedig haarself as een van hulle geïdentifiseer. Om meer oor Ester te leer, lees ons gerus die artikels. Sy het opgekom vir God se volk en sy het verstandig, moedig en onselfsugtig opgetree. Ester 4 vers 14. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Ek wil vir u sê, elkeen van u wat hier so sit, is 'n koningin in God se oë. Jy weet, met Moedersdag was ook Christus het 'n liedjie gesing, Medals for Mother. Elke moeder moet 'n medalje kry. Elke moeder moet geëer raak. Elke moeder moet geprys word vir hulle dade wat hulle vir hulle huis doen en vir hulle huisgesin. Want ek wil vir u sê, 'n moeder gaan uit haar pad uit om vir hulle kinders te sorg. Ek het al gesien dat moeders hulle kos een kan skuif, so die kinders kan eet. Dan lei sy vir 'n paar dae honger.
maar die kinders moet eers vir kos kry. Dis dapperheid. Dit is 'n goeie gesindheid van 'n moeder. Jy weet dat ons by die volgende vrou, Maria Magdalena, 'n vroulike apostel van Jesus, wat sy kruisiging aanskou het. Sy was die eerste persoon aan wie Jesus verskyn het na sy opstanding, wat haar as disipel geëer het en as vrou respek getoon het. Daar is ook beweer dat sy finansiële bystand aan die sendingwerk van Jesus as disipels gelewer het. Sien, sy was die eerste vrou na Jesus se kruisiging aan wie Jesus verskyn het. 'n dapper vrou, 'n vrou wat nie bang was nie. Sy was 'n apostel vir die Here. Sy het uitgegaan en die woord aan die mense daar buitekant verkondig. Dan kry ons Maria Magdalena. Ag Maria, Jesus se ma. Wie was sy? Sy was 'n jong Joodse vrou. En sy was 'n maagd toe Jesus gebore is, omdat sy wonderdadig swanger geword het met God se seun. Wat het sy gedoen? Maria het nederig God se wil gedoen. Sy was verloof aan Josef toe 'n engel aan haar verskyn het en vir haar gesê het dat sy swanger sou word en geboorte sou gee aan die lang verwagte Messias. Ons kan gaan lees in Lukas 1 vers 26 tot 33. Jy sien, sy was 'n maagd, maar sy het swanger geword. En wat het die man gedoen? Wat het Josef gedoen toe hy gehoor het sy swanger? Hy wou in die geheim van haar skei. Hy wou vir haar sê, sorry man, gaan weg. Dis nie my kind nie. By wie het jy geslaap? Maar hy sien, toe verskyn God aan hom. En God sê vir hom, ek het oor Maria gekom. My gees het oor Maria gekom. Sy sal swanger word en die seun moet genoem word Jesus. Sien, 'n vrou is gehoorsaam aan die stem van God. Wat die mans al hardloop weg. Hulle soek die vinnige uitkomskans. Ek wil vanoggend vir u sê, ek eer jou, moeder. Ek sal eer jou. Dit wat jy alles moet deurmaak en dit wat jy alles moet doen. Want ek kan vir u sê, u verduur baie pyn. U as moeder sit met baie trane in jou hart. En u bedink alles oor die gesin en oor God se dinge. Die man gaan aan, maar u as moeder dra almal op in hulle gebede. Sien, sy was gewillig. Sy het gewillig haar rol aanvaar. Nadat Jesus geboorte is, het Maria en Josef saam 4 seuns en ten minste 2 dogters gehad. So Maria het nie 'n maagd gebly nie. Al het sy hierdie unieke voorreg gehad, wou sy nooit prys gee of spesiaal behandeling word gedurende Jesus se bediening of as 'n lid van die vroeë Christen gemeente nie. Jy sien, ek leer baie uit Maria uit. Al was Jesus die Messias, al was hy die koning van die konings. Ek wil vir u gesê, sy kon eerste plek in die sinagoge gehad het. Sy kon eerste plek gehad het, maar jy sien, sy het haarself eenkant gehou. Sy was in die agtergrond en sy rondgehang. Sy was tevrede geweest. Maar jy weet, sy was ook trots geweest om te dink, die koning van die konings het ek gebaar. Sy het die koning in die wêreld gebring. Wat kan ons verder leer van Maria? Maria was 'n getroue vrou wat bereid was om 'n ernstige verantwoordelikheid te aanvaar. Sy het die skrif baie goed geken. Daar word geskat dat sy so 20 keer uit die skrif aangehaal het in die gedeelte wat opgeteken is in Lukas 1 vers 46 tot 55. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefde vrou, moenie terugstaan nie. Staan op. Jy's 'n koningskind in God se oë. God eer jou vandag. God dra jou as moeder. Want u verdien 'n medalje. Ek wil vanoggend vir u sê, ons as mans kan nie doen wat u as vrou doen nie. U is alles wat 'n man kan hê. Ek wil vir u sê, al lyk jy nie dieselfde toe jy getrou die dag toe jy voor die kansel gestaan het nie.
Maar ek wil vanoggend vir u sê, God eer u. En 'n moeder se gebed dra groot krag. Hou aan bid vir jou kinders. Hou aan bid vir jou familie. Moenie ophou nie. Jesus het jou lief. Ek wil afsluit met die volgende skrif. 1 Korintiërs 11 vers 11 tot 12. Tog het die Here bepaal dat die vrou nie sonder die man sal bestaan nie, en die man nie sonder die vrou nie. Want soos die vrou uit die man geneem is, so kom die man deur die vrou in die wêreld. Maar alles is uit God. Hoor jy wat die woord vir ons sê? Tog het die Here bepaal dat die vrou nie sonder die man sal bestaan nie. Geen vrou kan sonder 'n man wees nie, en geen man kan sonder 'n vrou wees nie, en die man nie sonder die vrou nie, want soos die vrou uit die man geneem is, so kom die man deur die vrou in die wêreld. Maar alles is uit God. Ek wil vanoggend vir u net so ietsie lees vir u as vrou. Gelukkige Vrouedag aan elke vrou wat vanuit die hart bly, grense verskuif en ander ophef soos hy vooruit gaan. Vandag eer ons jou krag verander die wêreld, jou goedheid genees dit en jou visie vorm die toekoms. Mag jy altyd gevier word, nie net vandag nie, maar elke dag vir alles wat jy is en alles wat jy gee. Sien, u word nie net vir vandag geëer nie, u moet elke dag geëer word. Wat 'n voorreg, die titel van 'n vrou, sy wat die wêreld se bekommernisse in haar geslote psalms toevou, sy wat almal se letsels met die mooiste goud inkleed, sy wat met haar glimlag die duister verinneweer. 'n Vrou se goedheid vloei warm saam met die son en kan enige struikelblok met haar uniek oorkom. Ek wil vanoggend vir u sê, u as vrou kan enigiets oorkom. Hou vas aan die Here. Ek wil vir u sê, dan gaan ek weer 'n keer sê, ek eer u as vrou. Ek sal eer u, want u is vir my baie belangrik. U is vir God belangrik. En mag die Here u ryklik seën. Ons sê ons oor. Liewe Vader, ons kom vanoggend hier en ons sê dankie vir u groot genade. Here, dankie vir 'n moeder, Here. Dankie vir 'n vrou wat u daar gestel het, Here Jesus, wat leiding gee, Here. Here, ons het nou kyk in die woord, Here, vir 'n paar vrouens, Here Jesus, wat leiding geneem het, Here, wat alles gegee het, maak nie saak of het hulle lewe gekos het, Here. U was daar vir hulle, Here. Here, 'n moeder se gebed dra groot krag, en ek wil vanoggend vra, Here, dat u elkeen sal seën. Here, dat u elke moeder in hierdie dag sal seën, en nie net vandag, Here, wat ons Vrouedag vier nie, maar Here, vir die jare wat voor lê, Here Jesus, dat u elke vrou sal seën, elke vrou wat 'n gebed intree vir hulle familie, Here, dat u 'n moeder se hart sal hoor, Here. Here, dat u 'n moeder se gebed sal hoor vanoggend, Here. Here, 'n moeder, Here, wat moet reg staan vir hulle mans, vir hulle kinders, Here. Geef hulle die krag, Here. Gee leiding, Here. Gee wysheid, Here Jesus, en gebruik elke vrou. Ons dank en ons eer die Here vir die genade en die liefde in Jesus naam. Amen.